Daar sê, ons is so by mekaar vanoggend, inderdaad is dit 'n wonderlike voorreg om by mekaar te kan wees as kinders van die Here, as sy gemeente, soos Andrei ook aan die begin van die diens gesê het, die geestelike familie. Ons is die geestelike familie, die familie van God in Jesus Christus, as sy kerk, as Algoa Gemeenskapskerk. So nogmaals baie hartlik welkom vir almal wat hier is vanoggend en dan ook vir ons kykers wat aanlyn besig is om in te skakel, ook 'n hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Ons gaan vanoggend net so een of wat enkele vers lees en dit gaan ons lees daar uit die tweede brief aan Timoteus. 2 Timoteus, sommer daar die eerste hoofstuk in my 83 vertaling is dit op bladsy 279. Bladsy 279, dis die tweede brief, 2 Timoteus, hoofstuk 1. Ons gaan daar so 'n enkele vers lees. So julle kan so lank sommer net daar so oophou. Nou, ek dink julle sal saam met my stem dat ons in hierdie tyd in 'n tyd lewe waar daar soveel vrese is wat in mense se lewens heers, as ek dit so mag stel. Of as dit nie heers nie, dit is definitief teenwoordig in baie van ons se lewens, een of ander soort vrees. Ek weet, toe ek 'n kind was ek altyd bang gewees vir die donker. Ek moes altyd, my ma het altyd toe ek klein was, maar gelukkig mettertyd het ek dit oorkom, dit daar uitgegroei, maar ek was altyd bang, daar's een of ander iets in die donker. En so die ganglig het my ma maar altyd laat brand toe ek heel klein was, want ek daarom so 'n bietjie lig kon hê wat in my kamer inskyn. Maar so dink ek is daar vandag van ons wat hier sit, wat nie meer vrese het soos toe ons klein was, bang was vir die donker of bang was vir 'n monster of so iets nie. Maar wat vandag hier so sit en teen een of ander vrees het. Miskien is dit 'n vrees vir die toekoms, wat die toekoms vir ons inhou. Andrei het inderdaad ook aan die begin van die diens, toe hy die openingsgebed gedoen het hy dit ook so genoem in sy gebed. Daar is oorloë en dan weet seker die meeste van ons wat tans die situasie is daar in die Midde-Ooste. Ek dink is vandag omtrent al 2 weke, dit kan 'n dag meer of wat wees, want daar die oorlog in Iran aan die gang is, nê, wat die VSA, Amerika net eenvoudig besluit het, dis nou sulke tyd en ons weet wat gebeur het. Ek hoef nie daarop in detail in te gaan nie, maar Iran gaan aanval het. En alles wat daaruit nou voortgekom het, die petrolprys wat ons hoor, wat baie gaan styg, dan natuurlik ook die dieselprys as gevolg van die olie, wat nie kan uitkom daar by Iran, deur daai straat van Hormuz, of ja, wat die naam ook al daar is, die olieskepe kan nie daar in en uit nie. So ja, baie van ons sit maar dalk vanoggend met 'n vrees of 'n beklemming om ons hart oor wat gaan die toekoms inhou en wat gaan ons finansies doen, gaan ons kan cope, gaan my finansies, my begroting kan cope daarmee, of net in die geheel, vanoggend sit jy hier en jy het 'n vrees, jy het 'n bekommernis oor die pad vorentoe. En dalk is daar van ons wat vanoggend met 'n ander soort vrees in ons hart sit. Miskien 'n vrees vir wanneer ek die dag ouer gaan word, en ek dalk nie gaan weet waar ek gaan opeindig nie. Miskien is daar van ons wat vanoggend hier sit en 'n vrees het vir een of ander siekte. Dalk 'n siekte wat jy self op hierdie stadium mee worstel, of dalk iemand na aan jou wat leef met 'n siekte. En jy vrees vir die toekoms. Ja, ek dink ek is nie ver verkeerd as ek vanoggend sou sê vrese is deel van soveel mense se lewens.
So baie van ons leef met een of ander of dalk meer vrees in ons harte nie. En natuurlik weet ons mos nou dat die bose, die vyand, die Satan, dat hy mos nou nie so 'n geleentheid sal laat verbygaan nie om hierdie vrese wat ek en jy baie keer het, om dit dan te misbruik of gebruik tot sy voordeel. En ons dalk dan nou net nog so 'n bietjie meer bang gaan maak en net so bietjie meer dinge in my oor gaan kom fluister oor, sê nou maar dit gebeur, of sê nou maar dit gebeur nie, of wat as, en wat soveel kere my kan laat wakker lê in die nag, slapelose nagte kan hê, omdat ek bekommerd is, omdat ek vrees. Inderdaad, ons gaan dit nie nou lees nie, maar daar in 1 Petrus 5 staan daar, dat die bose, die duiwel, die Satan, loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Ja, hy gaan sy bes doen om my, veral as 'n kind van die Here is, te probeer, kom ek sê so, te verslind, deur daardie vrese van my, op dit te hamer, en daarop in te speel, en gedagtes, wat nie van die Here af is nie, in my oor te fluister. Dit is ongelukkig die slegte nuus vanoggend. Maar vanoggend het ek goeie nuus. En dis nie ek wat so sê nie, dit is die woord van die Here, want die evangelie is die goeie nuus. Dit is wat evangelie beteken in Grieks. Evangelion beteken die goeie nuus. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Want die goeie nuus vanoggend, wat elke een van ons vanoggend weer opnuut moet hoor, en die bose ook veral moet hoor, is dat daar 'n groter en 'n sterker leeu vanoggend in die huis is, soos hulle in Engels sê. There's a greater, a stronger lion in the house today. Stem julle saam? Nee, dit klink nie of julle oortuig is daarvan nie. Glo julle my, stem julle saam, daar's 'n groter en 'n sterker leeu vanoggend in die huis as die brullende leeu van die bose. Stem julle saam? Amen. En wie is daardie leeu van Juda, wat vanoggend groter en sterker is en magtiger is as die bose? Wie is dit? Jesus, ja, Jesus Christus, God. Jesus Christus, Seun van God, leeu van Juda. Hy is vanoggend die een wat die groter, die sterker, die kragtiger, die magtiger leeu van Juda is. Jesus Christus, Seun van God, Lam van God, het ons gehoor die afgelope paar Sondae, maar ook te gelykertyd leeu van Juda. Leeu van Juda, wat die bose oorwin het, verslaan het, nek omgedraai het. En dis die goeie nuus, wat ek en jy vanoggend, glo ek, moet hoor. Daar is 'n groter en 'n sterker leeu in die kamp. En hierdie leeu van Juda, Jesus Christus, wat ons verlede Sondag oor veral gehoor het, wat daarvan Genesis afkomstig is, daardie beeld. Hierdie leeu van Juda brul vanoggend oor jou en my lewe as ek kind van God is. Nie om ons verder bang te maak nie, maar juis om die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, om hom weg te jaag. Want die leeu van Juda, en dit is soos wat Andrei dit gebid het, ook vanoggend, weer eens so amazing, hoe die Here dinge op sy hart kom druk, wat perfek aansluit by my preek, sonder dat hy eers geweet het waaroor my preek gaan. Dat hierdie leeu van Juda, Jesus Christus, hy is in beheer van die geskiedenis. Nie wêreldregerings nie, nie wêreldheersers nie, nie magtiges nie, nie konings nie, al dink hulle dalk partykeer hulle is. Nee, Jesus is die koning van alle konings. Hy is en sal tot in ewigheid aan beheer wees. Geen mag op aarde, maak nie saak hoeveel
vliegtuie hulle het en missiele en vegskepe en wat alles hulle wil uittrek nie en wys nie. Geen mag op aarde, politieke stelsel of donker omstandighede wat dalk vanoggend in jou hart vasdruk. Niks kan die scepter van mag en oorwinning uit Jesus se hand uitruk nie. Amen. Dit weet ons vanoggend. En omdat ons dit vanoggend weet, wil ek hê jy moet saam met my oopmaak dan daarby die tweede brief aan Timoteus wat Paulus geskryf het aan Timoteus. En ons gaan daar net een vers lees. 2 Timoteus 1 vers 7. Ek lees hom in die 83 vertaling. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Net daai vers, ek gaan hom weer lees. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Net daardie vers vanoggend, kragtige vers, wat ons vanoggend lees, Paulus daar geskryf het aan Timoteus. En dit is natuurlik waar vir elke een van ons wat vanoggend hier sit en sê, ek ken Jesus Christus. Dan weet jy, hierdie woorde is vanoggend vir jou ook. Daar is verskillende vertalings wat dit op verskillende maniere hierdie versie vertaal. Soos ek sê, die 83 staan hier, die Gees wat God ons gegee het. Met ander woorde, dit dui hier op die Heilige Gees wat in ons harte woon. As ons kinders van God is, dan kom woon die Heilige Gees in ons. So die Heilige Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Maar hy gee ons krag, liefde en selfbeheersing. Daarby gaan ons nou bietjie kom. So, God wil nie vanoggend hê dat ek en jy hier moet sit en moet vrees vir wat of wie ook al nie. Want as ek kind van God is, dan is ek mos 'n volgeling van Jesus Christus. En as ek volgeling van Jesus Christus is, ja, dan is ek mos ook 'n volgeling van die Lam van God, maar ook 'n volgeling van die Leeu van Juda, wat ons nou net gehoor het, reeds alles en almal oorwin het, wat in beheer is en sal bly tot in alle ewigheid, selfs van die wêreldheersers, die wêreldgeskiedenis. So ja, inderdaad, soos Paulus dit hier skrywe, ons, ek en jy as kind van die Here, hoef nie, ons behoort nie 'n gees te hê van vreesagtigheid, sê van die vertalings, van lafhartigheid, het ons nou hier gelees, ja, soos ek sê, van die ouer vertaling sê, 'n gees van vreesagtigheid, van die Engelse vertaling sê, a spirit of timidness, om terug te deins, om bang te wees. Nee, dit is nie God se wil vir jou en vir my vanoggend nie. Want sien, ons het mos verlede Sondag, toe ons gelees het daar in Openbaring 5, as julle dalk so 'n bietjie kan terugdink en onthou, die van julle wat hier was, sal onthou, ons het daar die fantastiese troonsaal visioen gehad, wat ons gelees het in die eerste paar verse van Openbaring 5, waar Johannes mos daar is en hy sien die troon van God, en hy sien God, die Vader wat op die troon sit met hierdie boekrol in sy hand, wat met 7 seels toegemaak is, en toe het hulle uitgeroep, 'n engel, wie kan hierdie seël oopmaak? En daar was niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde wat hierdie seël wat waardig was om hierdie seël te kan oopmaak nie, totdat iemand gesê het, die Leeu van Juda, hy is waardig om hierdie 7 seels van hierdie boekrol, wat natuurlik die volëinding van die wêreld sou bepaal, om hierdie boekrol oop te maak.
En dan het ons gehoor dat Johannes gestaan het en toe hy hoor leeu van Juda, het hy omgedraai en toe hy omdraai, verwag hy om hierdie kragtige, sterk, brullende leeu van Juda te sien wat daar staan in al sy glorie. Maar wat sien hy? Hy sien 'n lam. Hy sien die lam van God, Jesus Christus, wat leeu van Juda is, die oorwinnaar, maar wat ook tegelijkertyd die lam van God is, wat geslag was, het ons gelees daar met 7 krone en hy, die volmaakte lam van God, ook die leeu van Juda, inderdaad, die lam van God, wat ook die leeu is. En so het ons gehoor dat Jesus as koning kom oorwin het. Hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, hy het die bose oorwin, hy het die Satan oorwin, deur opoffering. Filippense 2, hy het homself gelyk gemaak aan ons as mense toe hy aarde toe gekom het. Hy het die gestalte van 'n diensknegt, van 'n slaaf aangeneem. Dis hoe Jesus oorwin het. En as ek en jy dan vanoggend sê, maar ek is kind van God, dan is jy ook 'n volgeling van die lam. Dan behoort ek en jy mos te lewe en te volg, soos wat Jesus Christus geleef het, toe hy hier op aarde was. Want hy, as die lam van God, het gekom om te dien, om sy lewe vir ons te gee aan daai kruis, dis waarheen ons nou op pad is, in die lydingstyd, om te dink aan daardie Vrydag, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Maar hy het ook gekom, om ons te verlos van ons sondes, en toe hy daardie sondagoggend opstaan, die mag van die dood, toe daardie graf leeg is en daai klip weggerol is, om daai mag vir ewig en vir altyd te verbreek. Want hy is ook die leeu. Ja, die leeu van Juda verteenwoordig oorwinning. Hy verteenwoordig gesag. Aan die kruis was nie 'n nederlaag nie, alhoewel dit dalk so gelyk het daardie Vrydagmiddag, toe Jesus sy laaste asem uitblaas en sê, dit is volbring, en sy liggaam leweloos daar gehang het aan daardie kruis, en sy disippels en volgelinge verslae daar gestaan het, en nie mooi kon verstaan wat presies besig was om te gebeur nie. Dit het toe dalk gelyk asof die kruis 'n nederlaag was. Maar nee, want soos 'n baie bekende stukkie in Engels sê, because Sunday was coming. Daarom was dit 'n oorwinning gewees. Daarom was die sonde en die dood en die graf verslaan. En daarom ek en jy vanoggend, soos wat ons hier sit as kind van die Here, moet Jesus se oorwinning verander hoe ek en jy leef elke dag. Want jy sien, as ek en jy aan Jesus Christus behoort, as ek sê ek is 'n kind van die Here, as ek weet Jesus het vir my gesterf aan die kruis en vir my opgestaan aan daardie sondagoggend, dan is ek en jy nie meer 'n slagoffer nie. Die Engelse woord sê victim. Dan is ek en jy nie maar net 'n slagoffer van ons omstandighede en van dit wat rondom ons gebeur nie. Nee, dan is ek en jy nie verlate nie. Dan is ek en jy nie mense wat maar net moet probeer om te oorleef van dag tot dag nie. Ja, en dis wat die bose teen wil hê, ons moet dink, want dan gaan ons leef asof ons verloders is, maar ons is nie. Want ek en jy is kind van God. Ons is kind van die God wat oorwin het. Ek en jy is burgers van 'n hemelse koninkryk. 'n Koninkryk in die hemel, daardie plek wat Jesus van praat in Johannes 14, wat hy besig is om voor te berei in sy Vaderhuis. Dit is ons werklike bestemming as 'n kind van God is. En ek en jy is 'n deelnemer aan God se sending hier op aarde.
In ander woorde, die Here stuur jou en my uit, wil ons uitstuur as ligdraers, as sout vir hierdie aarde, as mense wat die oorwinning van Jesus Christus uitleef en uitdra na hierdie wêreld rondom ons. Ja, ons het dit nou net gelees. Vrees is een van die vyand, die bose, se gunstelingstukke gereedskap. Want as ons toelaat dat vrees ons oorheers, dan maak dit ons geloof stil. Dan verswak dit ons getuienis. Dan maak vrees dat ons maar terugstaan en stil bly, wanneer ons behoort op te staan vir Jesus. Maar nee, ons hoor dit vanoggend, ons het dit gelees. Paulus herinner vir Timoteus daaraan, dat vrees nie van God afkom nie. Hy sê, God gee vir ons 3 amazing gawes, as ek sy kind is, gratis en verniet. Ons het gehoor daar, hy gee vir ons krag. En hierdie krag kom van God se Heilige Gees. En hierdie krag is krag wat ons laat volhard, selfs wanneer ons swaar kry. Selfs wanneer ons moeilike omstandighede het, kry ons krag by God, kan ons sy krag hê om te bly uithou en aanhou. Om steeds te bly hoop, want hoop kom van God af. Hy gee vir ons sy liefde, wat onvoorwaardelik is. Sy liefde wat dien. En hy gee vir ons 'n gesonde verstand, helderheid van gees, wysheid van die Heilige Gees. Ja, dit is wat God vir jou en vir my kom gee as ek sy kind is. En as ons daaruit leef, uit God se krag, uit sy liefde, uit die wete, God se Gees gee vir my 'n helder verstand, wysheid, dan verloor vrees sy beheer oor my lewe. Ja, om te leef soos die leeu van Juda beteken nie om aggressief te wees en te maak en te breek nie. Maar dit beteken om met vertroue in Jesus te leef. In alledaagse getrouheid te leef. Om te doen dit wat die Here van jou vra om te doen. As dit is soos ek en my man so rukkie terug vir mekaar gesê het, just to show up. Elke dag werk toe te gaan, jou deel te doen by die werk, to be there, to show up. Dit wys jy's getrou. Dis hoe jy wys, jy's kind van die Here. Dis hoe jy Jesus Christus as leeu van Juda volg. Dit beteken om vir die waarheid op te staan. Dit beteken om jou geloof te deel. Dit beteken om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het, al weet jy hulle verdien dit nie. Dit gee vir jou moed om God te vertrou wanneer jou omstandighede en jou toekoms dalk onseker is. Om die leeu van Juda te volg gee vir jou moed om anders te leef as die kultuur rondom jou wat baie keer teen die woord van God indruis. Maar om te kies en te sê, ek sal die Here dien, ek en my huis. Dit gee vir jou moed, die Here gee vir jou moed. Ja, dis nie iets wat ons self skep nie. Dit vloei uit ons verhouding uit met Jesus Christus. En daarom kan ons vanoggend dan moed skep inderdaad. En Romeine 8 sê dit vir ons gaan dit nie nou lees nie, maar daar staan onder andere, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Daar staan, wie of wat kan ons skei van God se liefde, wat daar is in Jesus Christus vir ons. En dan noem Paulus 'n hele lang ry van dinge daar, swaar kry, beproewing, verdrukking, lyding, nood, toekomstige dinge, bose magte, engele, wat daar ook al is.
En dan sê hy, niks kan ons skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus vir ons nie. Want as God sy enigste seun nie gespaar het nie, en hom oorgegee het in ons plek om ons sonde en ons skuld te dra, hoeveel te meer sal hy dan nie al die ander dinge ook vir ons gee en vir ons sorg, soos wat ons dit nodig is nie. Die leeu van Juda se stem is magtiger as die geraas van al ons probleme vanoggend. En hy, die leeu van Juda, Jesus, stap voor ons uit in hierdie lydenstyd om juis die plek, die pad vir ons gelyk te maak. En ek en jy is besig met hierdie geestelike stryd wat Efesiërs 6 van praat teen die bose magte in die lig en ons moet ons wapenrusting aantrek. Maar as ons besig is met hierdie geestelike stryd, dan weet ons, of ons behoort dit te weet, dat ons nie besig is om te veg vir die oorwinning nie. Nee, as ek kind van God is, dan veg ek vanuit my oorwinning. Vanuit die oorwinning wat Jesus reeds aan die kruis behaal het, en toe hy opgestaan het uit die graf uit daardie sondagoggend. Ek wil begin klaarmaak. Die wêreld het sulke volgelinge van Jesus nodig. Die wêreld het desperaat mense nodig, wat volgelinge is van die lam, maar ook so van die leeu. Want te dikwels sien die mense baie keer een van die twee uiterstes. Hulle sien baie keer mense wat harde mag het, sonder enige deernis vir die mense rondom hulle. Of partykeer sien hulle mense wat stil en skaam is, sonder enige moed of durf. Maar Jesus wil iets veel mooier vorm in ons as sy volgelinge. Want sien, Jesus, deur sy Heilige Gees, God se Gees, gee vir ons sagtheid, maar hy gee ook vir ons moed. Hy gee vir ons nederigheid, maar hy gee ook vir ons durf en dapperheid. Die lam, Jesus Christus, hou ons sag, maar die leeu hou ons vreesloos. En sien, dit is wanneer ons as kinders van die Here so leef, soos die lam, volgelinge van die lam, met leeumoed in ons, dis dan, wanneer die evangelie van God werklik begin sigbaar word. Want die wêreld rondom ons sien 'n ander soort krag. 'n ander krag wat in ons werk, wat gevorm word deur liefde. 'n moed wat gevorm word in ons, deur ons geloof. So wanneer vrees weer in ons harte wil kom fluister, kom ons onthou hierdie belofte, wat ons vanoggend gelees het. God het jou, as kind van God, nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het vir jou krag gegee, hy het vir jou liefde gegee, hy het vir jou 'n gesonde verstand, wysheid gegee. So kom ek en jy volg dus die lam van God, en ons leef met die moed van die leeu van Juda. Mag ek en jy sag loop soos die lam, maar leef met die dapperheid van die leeu van Juda. Ek wil graag hierdie pragtige gebed lees, wat so vir my tekenend is, van dit wat ek glo die Here in elkeen van ons se lewens vandag wil kom doen, maar ook elke dag. As ek vanoggend sê, ja Here, ek wil U volg, met die nederigheid en die sagtheid van die lam van Jesus Christus, maar ook met die dapperheid en die braafheid van die leeu van Juda in my hart. So ek gaan vra dat ons net so sal bly sit en ons oë sal toemaak
En terwyl ek aan hierdie woorde lees, bid dit saggies in jou hart, saam met my. Want die Here sien vanoggend elkeen van ons se hart. Hy hoor ons gebed. Ons sit net so en ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, help ons om vanoggend van hierdie plek af te gaan. As ons by die deure uitgaan van hierdie gebou vandag, help ons om die lam, U Here Jesus Christus, te volg, wat geslag is. Here, ons bid dat U nederigheid ons harte sal vorm, dat U offer ons lewe sal lei. Here, mag U barmhartigheid, die liefde in my hart, vir 'n verlore wêreld, 'n werklikheid maak. Maar Here, ons bid ook vanoggend dat ons met die moed van die leeu sal gaan. Dat wanneer die duisternis rondom ons so hard en oorweldigend lyk, dat ons sal onthou dat die leeu van Juda, Jesus Christus, reeds gebrul het. En Here, wanneer vrees ons harte probeer regeer, help ons om te onthou dat U Jesus Christus as die lam reeds die dood oorwin het. Here, wanneer die wêreld ons druk om kompromie te maak, help ons om vas te staan in die oorwinning van Jesus Christus. Help ons om as mense wat aan die lam behoort, in hierdie wêreld die pad te stap saam met U. Help ons om te loop in nederigheid, om lief te hê met opoffering, om te praat met moed. Help ons om te staan en te bly staan met hoop. Ja, Here, maak ons inderdaad 'n gemeente wat leef met die hart van die lam van God. Ja, Here, en wat leef met die moed en die dapperheid en die geloof van die leeu van Juda. Ons bid dit in U kosbare naam alleen. Amen. Ons gaan nou afsluit met een van